Hallo, dis weer ek. Ons gaan aan met die EBW vir graad 7 en ons kyk nou in hierdie video na die inkomste wat sake ondernemings ontvang. So, ons het eers bedryfsinkomste. So hierdie is 'n paar tipes inkomste, maar dit is baie dieselfde as wat ons gehad het met die mense. Onthou hier het ons gehad in diensneming. So jy werk. En nou hierdie een vir 'n besigheid het ons bedryfsinkomste. So dit is basies die geld wat die besigheid maak deur om die besigheid te bedryf. So, dit is die geld wat 'n besigheid verdien om die bestuur van hulle besigheid. So dit is basies deurdat hulle hierdie besigheid het, is dit die geld wat hulle kry. En daar is 'n verskillende tipes hier ook. Die eerste een is vir 'n handelsonderneming. So ek gaan hom weer daar net vir jou so spasie. Handelsonderneming. So dis 'n besigheid wat goedere aan kliënte verkoop. En wat hulle doen, oepsie, kom ons, ek wou so maak. So dit is soos 'n supermark of 'n klerewinkel. Hulle verkoop, jy gaan na die winkel toe en jy koop goed. En dan het ons vervaardigingsondernemings. So vervaardigingsondernemings maak goed en verkoop dit. So hulle vervaardig goed en verkoop dit aan individue of aan huishoudings of aan ander handelsondernemings. So ons maak iets en ons verkoop dit aan individue of huishoudings. Of jy maak iets en jy verkoop dit aan hierdie besigheid en hierdie besigheid verkoop dit dan vir jou. En dan kry ons diensondernemings. So diensondernemings lewer dienste aan kliënte. En so hierso, dit is soos dokters en prokureurs en loodgieters en haarkappers en so aan. Dis mense wat 'n diens verkoop basies. So al hierdies noem ons bedryfsinkomste. So deurdat jy 'n besigheid het, maak jy geld. En dan renteinkomste het ons so hier by die mense persoonlike inkomste het ons gehad in diensneming en beleggings. So hier die renteinkomste is die geld wat 'n sakeonderneming op beleggings verdien. So dis dieselfde ding basies. Maar vir 'n besigheid en nie vir 'n persoon nie. So ons kry verskillende tipes renteinkomste vir besighede. Ons kry 'n vaste deposito. So onthou deposito is geld wat jy in die bank sit. So 'n vaste deposito is as jy die geld in die bank sit, maar jy kan dit nie weer uithaal nie. Dit moet vir 'n spesifieke tyd daarin daai rekening bly. So basies jy kan sê, ons kry by baie banke, hulle het hulle goed met die naam 32-day notice account. So 32 dae rekeninge wat jy basies jou geld insit en as jy die geld wil hê, moet jy hulle laat weet. Hoorie, so ek wil 'n bietjie geld hê en dan wag jy 32 dae voordat jy daai geld kan kry. Of jy kry rekeninge wat jy sê, goed, ek gaan hierdie spaargeld nou wegsit in daai rekening vir 5 jaar lank en ek gaan dit glad nie daaraan raak nie. En dan na 5 jaar, dan word dit aan jou uitbetaal. So dit is 'n vaste deposito. So jy deponeer dit, jy sit dit in die bank vir 'n spesifieke tyd. So wanneer jy geld in die bank sit,
wat jy nie kan uithaal vir 'n spesifieke tyd nie, gee die bank vir jou rente op die geld. So dan maak jy ekstra geld deur om dat die bank vir jou ekstra geld bygee. So dis amper jy kan so daaraan dink dat die bank betaal jou. Jy leen vir die bank 'n bietjie geld. En ander tipe rente-inkomste is krediet. So, daai moet die daar wees nie. So dis kredietkliënte. So basies kom 'n kliënt na jou toe en hulle koop iets op rekening. Met ander woorde, hulle skuld jou geld. En dan kan jy vir hulle sê, hulle moet ekstra betaal omdat hulle jou geld skuld. So elke maand gee hulle vir jou geld, maar jy kry rente by dit. So wanneer kliënte jou geld skuld, kan jy rente op die agterstallige rekening vra. So dan betaal jy dit wat jy skuld en nog 'n persentasie elke maand ekstra. So dan is daar ook ander inkomstes. So daar's heel wat ander, maar hierdie is maar dies wat julle moet wat julle spesifiek na kyk. En dit is huurinkomste. Onthou dieselfde soos wat ons by die mense gehad het. Ons het huurinkomste, maar ons het nou ook afslag. So afslag as jy by 'n winkel minder betaal as wat jy sou betaal het, dan spaar jy geld. En skenkings, so basies iemand gee vir jou geld, so dit is geld wat jy inkry. En dan kommissie-inkomste, vir hom het ek 'n definisie geskryf, want hy is nie so obvious soos die ander nie. So kommissie, onthou dis 2 M'e en 2 S'e. Kommissie. So dit is wanneer jy 'n persentasie geld kry op goed wat jy vir ander mense verkoop. So kom ons sê ek verkoop sakrekenaars. En nou kom ek na jou toe en ek sê, kyk hierdie mooi pink sakrekenaar. Jy koop hom by my vir R100. Maar eintlik kos dit, ja, so ek vir Casio, ek koop werk vir Casio en vir elke sakrekenaar wat ek verkoop vir R100, kry ek R10 vir myself. So dit is kommissie. So baie mense veral in verkope wat in met sales werk. Hulle kry baie keer kommissie-inkomste sodat dit hulle motiveer om meer te verkoop. Want hoe meer geld jy vir die ander besigheid maak, hoe meer geld kry jy self. So dit was nou die inkomste wat sakeondernemings ontvang. So bedryfsinkomste, rente-inkomste of ander inkomste. Nou kyk ons na die uitgawes. So die uitgawes van sakeondernemings het ons kapitaaluitgawes. So onthou ons het gepraat van kapitaal is geld, maar dis ook bates. Goed wat jy het, wat geld werd is om te verkoop. So as jy 'n bate koop, dan noem ons dit 'n kapitaaluitgawe. Want jy koop iets wat vir jou waarde bysit in jou besigheid. Dan het ons bedryfsuitgawes. Soos wat jy jou besigheid bedryf, het jy elke dag nodig om goederes te koop. Bietjie elektrisiteit of water of sakrekenaars of penne of wat ook al. So dit is sulke klein goedjies wat jy net elke dag of jy weet vir die dag tot dag benodighede in jou besigheid. So dit is bedryfsuitgawes. Dan finansieringsuitgawes. So dit is
finansies, finansieringsuitgawes. So, dit is dan rente wat jy moet betaal. So by inkomste het ons gesê dat jy kry rente van geld as ander mense allerstallige geld het, of as jy geld in die bank sit. Maar nou skuld jy iemand anders geld. So jou huisverband, die geld wat jy geleen het vir jou huis, moet jy terugbetaal. Die lenings wat jy het, moet jy terugbetaal. As jy 'n oortrokke bankrekening het, beteken dit basies jy het 'n minusgetal in jou bankrekening. So eintlik het jy net R500. Maar jy koop iets vir R600. So nou skuld jy die bank R100. En dan moet jy rente betaal daarop. En dan 'n agterstallige rekening. Dit is soos, kom ons sê jy koop geld op rekening by Woolworths of een of ander klerewinkel of iets, en dan het jy 'n rekening by hulle. So jy koop en jy koop en jy koop, maar jy het eintlik nie geld nie. En dan moet jy die rekening weer terugbetaal. En omdat jy basies geld leen by hulle, moet jy ekstra bybetaal. So dit is die rente. So die finansieringsuitgawes is nie die ding, die hemp wat jy gekoop het nie. Dis daai bietjie ekstra rente wat jy moet betaal omdat jy geld geleen het. En verkooste uitgawes is uitgawes wat onnodig is. So geld wat jy uitgee wat onnodig is. So jy kon dit eintlik gespaar het. So hier is nou 'n paar goed hoe besighede geld kan spaar. So jy kan geld spaar met elektrisiteit. So as jy alles afskakel, jy gebruik minder elektrisiteit, dan spaar jy geld op jou elektrisiteitsrekening. So jy skakel die ligte af en rekenaars af en so aan. As jy dit nie gebruik nie, dan skakel jy dit af. En papier en ink om goeders uit te druk is ook baie duur. So gebruik maniere om minder te druk. So moenie onnodig druk nie. Ons gebruik eerder hergebruik papier. So jy kan papier wat jy al een keer gebruik het. So kom ons sê ons het nou hierdie een gebruik vir dit, maar in plaas van dan weg te gooi, kan ons die agterkant vir iets anders gebruik. Dis om notas op te maak of wat ook al. Ons kan die papier herwin deur om, recycle, herwin. En ons kan ook e-pos gebruik, e-mail, eerder as om goed uit te druk en vir mense te gee. Ons kan ook geld spaar as ons nie baie rente hoef te betaal nie. Ons betaal rente wanneer ons geld leen. So hoe minder jy geld leen, hoe meer geld spaar jy. En as jy jou rekeninge betyds betaal, dan betaal jy nie rente daarop nie. So dit is gewoonlik as jy laat is, wat jy rente moet betaal. En dan telefoon en internet gebruik. So as jy 'n groot besigheid het, wil jy minder geld spandeer daarop. So jy wil seker maak dat dit nie vir persoonlike redes gebruik word nie. So jy wil nie hê die mense wat vir jou werk moet die heel dag goed uitdruk en op die internet wees en goed download en so aan nie. So jy kan caller ID gebruik, so as mense bel, dan sien jy dit op die telefoonrekening en dan weet hulle wie gebel. En jy kan die internet gebruik kontroleer. So jy kan seker maak dat mense gaan nie op die internet wanneer hulle nie moet nie, en so hulle gebruik nie jou data of jou internetpakket gebruik hulle nie op nie.
En dan kan jy spaar op salaris en lone. So as jy mense het wat vir jou werk, en hulle werk goed, hulle werk hard en hulle is produktief. En dit wat hulle doen, maak vir jou geld. Dan help dit, dan is dit goed. Maar jy wil dit so hou, want dit spaar jou geld. Want as die werkers nie produktief is nie, dan beteken dit jy verkoop minder goed, want die werkers maak minder goed, of hulle verkoop minder goed. So as die werkers nie produktief is nie, kan jy of minder geld maak, of jy moet iemand anders aanstel, nog 'n persoon kry, wat kan byhelp. So, as jou werkers produktief is, dan spaar jy geld. Hierdie was dan nou die lysie van uitgawes van sakeondernemings. So besighede betaal kapitaaluitgawes, bedryfsuitgawes, finansieringsuitgawes en verkoeste uitgawes is geld wat onnodig was, wat jy eintlik maar kon gespaar het. En dan kom ons by die beleggings. So beleggings beteken basies geld wat weggesit word vir die toekoms. So hoe doen ons dit? Hoe sit ons geld weg vir die toekoms? Ons spaar. So spaar is gewoonlik korttermyn en met korttermyn beleggings of spaargeld kry ons min rente. So met veilig bedoel ek, jy gaan nie geld verloor nie. 'n Belegging is 'n langtermyn ding waar jy geld oor 'n lang termyn spaar. En dan kry jy meer rente, maar dis ook meer riskant. So hierdie woord riskant, dis soos Engels risky. So die ander woord daarvoor is risiko. So jy loop 'n risiko, want jy kan dalk geld verloor. So dis so half 'n gamble. Ek gee as Google geld verloor, dan gaan ek ook geld verloor. So ek gaan meer geld kry as dit werk, maar ek gaan geld verloor as dit nie werk nie. Terwyl met korttermyn verloor jy nie jou geld nie, so dis veilig, maar jy kry ook nie so baie by nie. Beleggings, dit so is belangrik vir langtermyn groei. Want as jy 'n besigheid het en jy het nie 'n beleggings nie, dan groei jou besigheid net soveel soos wat jy jou besigheid kan groei. Maar jy kom ook op 'n stadium waar jy sê, nou hoeveel meer kan ek nou regtig doen? Maar jy het nog steeds meer inkomste nodig. En dan help beleggings sodat jou besigheid 'n langtermyn plan het. En as iets verkeerd gaan, dan kan jy weer terugval op jou beleggings. En ek gaan hier langtermyn groei uitlig. So kom ons kyk na verskillende soorte beleggings. So 'n termyn deposito. So dis soos wat ek vir jou verduidelik het, wat jy soos 'n vaste deposito, wat jy die geld insit en jy mag nie daaraan raak nie. En daaruit kry mens rente. Dan kry mens ook effekte. So effekte is basies as jy geld leen aan 'n ander maatskappy en dan kry jy rente. So in plaas van om te leen, is jy die een wat vir mense geld leen. So jy betaal nie rente nie, hulle betaal vir jou rente. Dan het ons eiendom, soos wat jy jou huis uit verhuur
of jy kan jou huis weer verkoop en dan geld maak daaruit. En dan aandele is soos wat ek in 'n vorige video die dividende verduidelik het. So jy koop 'n klein deeltjie van 'n groot maatskappy en deel in hulle winste. So jy maak basies dividende. So dividende is geld, dis 'n ander maatskappy se wins en jy deel daarin. Kom ons recap gou-gou. So, sakeondernemings ontvang bedryfsinkomste, renteinkomste en ander inkomste soos kommissie of huur. Hulle uitgawes is kapitaaluitgawes, bedryfsuitgawes, finansieringsuitgawes en gemorste geld, verkooste uitgawes. Besighede kan geld spaar vir die toekoms met 'n spaarrekening of 'n belegging. So om beleggings kan 'n termyndeposito of 'n vaste deposito wees. Dit kan effekte wees, so jy leen geld vir iemand anders. Of dit kan eiendom wees wat jy uitverhuur. Of dit kan aandele wees en op aandele verdien jy dividende. So dit was dan die afdeling oor die inkomste en uitgawes van besighede. En dan gaan ons verder gaan in die volgende video. Ek hoop jy vind dit nog interessant en dit is nie doodvervelig nie. Ek weet daar's heelwat woorde om te gaan leer, maar hoe meer jy oor dit gaan, hoe beter gaan dit word. Sterkte, tata!